Goeiemôre. Elkeen van julle hartlike goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg het ons om weer vanoggend in die woord van Abba Vader te kan verwelkom en vir julle 'n bietjie meer te deel oor wat die lewe vir my beteken in vrede of in vreugde. Is dit nie fantasties nie? Is geluk bloot net om oor die weg te kom met ander mense, oor die weg te kom met jou skoonfamilie, jou familie, jou broers en susters, kinders, kollegas by die werk. Wyf jy net 'n ou wit vlag hê en sê, ja, alles is okay, asseblief, moenie bekommerd wees nie. Of is dit om al die alledaagse voortdurende opsoek na die nuwe uitdagings wat 'n mens het in die aardse dinge? Is dit wat jou gelukkig maak? Koop 'n nuwe voertuig. Wat is nie op die mark? En so kan 'n mens aangaan. Is geluk net om jou 'n maagie vol te hê, kos in jou liggaam te hê, net om te sien dat mense om jou gelukkig is? Is dit regtig wat dit beteken? As mens kyk 'n bietjie dieper in, wat maak jou anders te gelukkig? Hou jy daarvan om rugby te kyk, om cricket te kyk, om sokker te kyk, om al hierdie sport te kyk en kyk of jou gunsteling span gaan wen of verloor? Wat is die insigte wat hulle het in die wêreld? So skree jy jou longe uit op 'n Saterdag en jy gaan te kere en jou buurman naderhand wil nie hoor hoe jy skree en te kere gaan nie. Totdat jou span verloor. Wat dan? Dan is jy negatief, dan is jy in hierdie dwaal en dan is dit alles net afwaarts. Maar môre moet jy kerk toe gaan. Dan gaan jy kerk toe met 'n kop seer en jy wil nie saam sing nie, want jy voel net, jy wil nie hier wees nie. Maar jy's geforseer om hier te wees. So verlaat jy die kerk na die prediking en jy weet nie regtig wat daar gesê is nie. Jy word nie gevul met die Heilige Gees nie. Is dit hoe jy dit ervaar? Maar net gister het jy jou long uitgeskree. Waar is jou geluk nou? Is die belangrikste vraag. Hoe word jy in oorgawe met die Gees gevul? As jy dit week in, week uit, elke dag doen. Waar staan jou verhouding met Abba Vader? Is jy warm? Is jy koud? Is jy lou? Iewerste in mekaar? Brand jy nie vir die woord van God nie? Die koninkryk van Abba Vader het jou nodig. Staan vandag op en volg hom. Word vurig vir die woord, juig en wees bly. Want vandag kan daar vir jou redding kom. As jy nog nie jou hart in totale oorgawe aan die Verlosser oopgemaak het nie, is dit vandag jou dag. Ek nooi jou uit. En ek wil graag vir jou hê jy moet saam met my die gebed doen. Waar ook al jy is, maak jou oë toe en bid saam met my, behalwe as jy op die pad is. Asseblief nie, ons het nie ongelukke nodig nie. Here Jesus, ek is 'n sondaar. Ek wil my lewe, my hart, my liggaam en siel vandag aan U oorhandig. Ek wil nie meer koud of lou wees nie. Ek pleit by U, tree in by die Vader en neem my lewe nou. Ek pleit dat U my sal vorm en my maak na U wil en my deel maak van U koninkryk. Laat U lig in my skyn van vandag en dit nooit sal verdoof nie. Laat geen donker magte my meer
op my beslag lê nie. Ek wil u kind wees, van vandag af tot in ewigheid. Dankie, Here Jesus, dat u my liefhet. Ek vra alles in die lieflike naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. As jy voel in oorgawe dat jy jou lewe oorhandig het aan God die Vader, mag dit 'n begin vir jou wees met 'n reis na die ware koninkryk van God die Almagtige. En onthou net altyd, julle, God is liefde en alles het met liefde te doen. Van vandag af sal jy in die koninkryk van die Here ook kan wees. As jy van hierdie video gehou het, like, share, subscribe. Stuur dit vir iemand wat jy dink vandag dit nodig het. In Jesus naam, geniet 'n lieflike week.